onderrig en met my gespreek en gesê, Daniel, nou het ek heen gegaan om jou insig te gee. By die begin van jou smekinge het 'n woord uitgegaan en ek het gekom om dit mee te deel, want jy is 'n geliefde man. Gee dan ag op die woord en verstaan die gesig. 70 7-talle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om goddeloosheid te volëindig en om die maat van die sonde vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring en om gesig en profeet te beseël en om wat hoogheilig is te salf. Nou moet jy weet en verstaan, van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op 'n gesalfde, 'n vors, is 7 7-talle en 62 7-talle lank sal dit herstel en opgebou word met pleine en slote, maar in tye van benoudheid. En na die 62 7-talle sal 'n gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir hom. En die volk van 'n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met 'n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings. En hy sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou, en op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoester wees, en wel tot aan die einde. En wat vasbesluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word. Ek wil net baie graag weer vers 21 vir ons lees. Vers 21 brei dan vir ons verder uit oor die engel Gabriël wat aan Daniël verskyn het. Terwyl ek nog spreek in die gebed, het die man Gabriël wat ek uitgeput van vermoeienis 'n vorige keer in die gesig gesien het, na my gekom omtrent die tyd van die aandspysoffer. Naas die boek Openbaring is die boek Daniël een van die geskrifte waarin ons die meeste van engele leer. Selfs as ons verder in die boek Daniël nog gaan, by die laaste hoofstukke gaan ons verskynings en openbaringe van engele sien. En hier in die boek Daniël word vir die eerste keer na 'n engel met 'n naam verwys, die engel Gabriël. Hy word na verwys as die man Gabriël, die boodskapper. Gabriël beteken letterlik in Hebreëus man van God. Gabriël, man van God, wat van God gestuur word met 'n boodskap. En dis nie die eerste keer dat Gabriël aan Daniël verskyn nie. Want in hoofstuk 8 het Daniël ook van Gabriël af verstaan, hierdie gesig van die skaapram en die harige bokram en die klein horingkie en al daardie gegevens het Gabriël aan Daniël kom verduidelik. Maar wat nou hier in ons gedeelte interessant vir ons is dat Gabriël nie 'n aardsengel genoem word nie, maar net 'n engel. Michael word natuurlik in Judas vers 9 en Daniël 12 vers 1 'n aardsengel genoem. Maar dit is duidelik dat Gabriël, alhoewel hy nêrens in die Bybel 'n aardsengel genoem word nie, tog hoof is van die boodskappers wat uitgaan, veral rondom die profeseë oor Israel. Alhoewel dit nou 13 jaar later is tussen Daniël 8 en Daniël 9, is Gabriël nog steeds besig met eskatologie. Want in Daniël hoofstuk 8 het Gabriël vir Daniël gesê dat hy dinge bekend maak wat aan die einde van die dae sal gebeur, aan die einde van die strafgerig. En nou hier weer, 13 jaar later, is Gabriël besig om die eindgebeure bekend te maak. Dis asof hy die hoofboodskapper, die hoofengel, die boodskapdraer, want dit is wat die woord engel beteken is, rondom die toekoms
om dit bekend te maak. Dit kom natuurlik nie uit homself uit nie, maar daar in die teenwoordigheid van God, daar hoor hy wat die toekoms is, en hy gaan uit om dit uit te dra. Wat verder interessant is wat ons nou hier gelees het, is dat Gabriël hier tussen 3 uur en 4 uur die middag aan Daniël verskyn het. Dit is die tyd van die aandspysoffer. U weet, hier is hierdie man Daniël. Die tempel is reeds nou al 50 jaar verwoes. Maar hy verwys nog steeds terug na die tyd van die aandspysoffer, want u moet onthou, ons het in Daniël hoofstuk 6 gelees, dat hy in die oggend, in die middag en in die aand, hierdie aandspysoffertyd, hierdie periode van gebed, soos wat dit in Jerusalem bekend was, het Daniël nog steeds gehuldig. Hy het nie nou in 'n verre land van die wet van Moses vergeet nie, maar tydens hierdie aandspysoffer was hy steeds in gebed gewees. As jong seun sou hy dalk daar uit die tempelgronde die rook van die aandspysoffer gesien het, en nou dink hy terug in die geloof aan daardie dae, toe daar nog 'n altaar, toe daar nog 'n tempel was, en in 'n heidense land gaan hy voor Daniël om te bid. En die engel Gabriël kom verskyn aan Daniël, wanneer? In sy gebedstyd. Ons het sy gebed met mekaar hanteer. En ek het vir u by die vorige geleentheid gesê, dit was hierdie gebed, veral hierdie gebed, wat gemaak het, want onthou, dit was in die eerste jaar van Darius. Dit was hierdie gebed wat gemaak het, dat Daniël bereid was, dat hy vir leeu's gevoer sal word, maar bid sal hy bid. Hy sal nie ophou bid nie. Daardie gebedstyd van die aandspysoffer het hy ten volle aangegryp, en hy het gebid in sy gebedstyd. So vind ons Jesaja natuurlik ook in Jesaja hoofstuk 6. Terwyl hy in gebed verkeer, antwoord die Here met 'n visioen. Is dit nie wonderlik dat ons laste en ons antwoorde in gebed beantwoord word nie? Dis wanneer ons in gebed verkeer, wanneer ons naby aan God is, dat hy die geheimenisse van sy plan met ons bekend maak. Dis wanneer ons in gebed verkeer, dat hy met ons werk en dat hy met ons praat. Hoe dikwels is dit nie, dat ons vol bekommernis en laste na die Here toe gaan in gebed, en wanneer ons daar opstaan, dan is ons anders. Dan is dit asof die laste van ons af wegrol. Ag, hoe dikwels lei ons smart, net omdat ons nie ons node uitstort in Gods Vaderhart. Hier is Daniël, en die engel Gabriël verskyn aan hom. Hy is nog besig om te bid. Hy het vir 'n geruime tyd gebid, en let nou op, sy gebed is dadelik beantwoord. By die uitgaan van sy gebed het die antwoord dadelik gekom, maar sy antwoord het hom nie dadelik bereik nie. Nou dit is vir my baie interessant, want kyk nou wat het ons gelees. Ons lees hier dat die engel Gabriël moeg en uitgeput by Daniël aangekom het. Waar kom Gabriël vandaan? Uit die 3de hemel het hy vertrek voor die troon van God, en hy deur die sterrehemel beweeg binne in ons atmosferiese hemel in tot by Daniël. Ons dink dalk, maar hy moet van 'n oomblik daar tot 'n oomblik hier wees. En nou as ons dink aan die fisieke en die geestelike, dan is dit 'n baie interessante onderwerp waarop ingegaan kan word, die studie van engele, angelologie. 'n Verskriklike woord, net om te sê, daar kan 'n studie gemaak word van engele. Maar dis nie waarop ons wil ingaan vanaand nie, maar dit wys vir ons iets van, daar is 'n soort pad. Dis nie net daar 'n oomblik en dan hier nie. Later in die boek Daniël gaan ons ook nog sien van 'n oorlog wat plaasgevind het in die lug, toe die vors van Persië die engel gekeer het,
om 'n boodskap oor te dra. My vriende, hoe dikwels word ons gebede nie beantwoord, maar dit vat 'n tyd sodat die antwoord by ons uit kan kom. Daarom moet ons geduldig wag op die antwoord. Daarom die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Om te wag vir die antwoord. En hier vind ons Daniël dat sy gebed dadelik beantwoord is, maar 'n ver reis het Gabriël onderneem tot by Daniël en uiteindelik het hy daar aangekom, hierdie engel, hierdie groot magtige wese en tog ook na 'n ver reis uitgeput. Dit is iets besonders. Dan noem hy Daniël die geliefde man. Ons weet dat die Here God nie 'n aannemer van die persoon is nie. Hy kyk nie na iemand en kyk hoe groot hulle bankbalans is, of hulle blou oë of groen oë het nie. Nee, God is nie 'n aannemer van die persoon nie. En ons sê dikwels vir mekaar dat ons uit genade deur geloof gered word. Ons werke tel vir niks as dit by ons saligheid kom nie, maar ons moet daarom nie dink dat ons werke niks werd is nie. Alhoewel God nie 'n aannemer van die persoon is nie, en ons nie op ons eie meriete gered word nie, beteken ons werke daadwerklik iets, want ons sal geoordeel en beoordeel word volgens ons werke. En God het die werke van Daniël raak gesien. In die hemele is Daniël bekend as 'n geliefde man, daarom op die lippe van Gabriël noem hy Daniël 'n geliefde man. Omdat sy werke oor die jare beskou is, 'n man wat getrou is, 'n man wat Godvreesend is in sy verhouding met God. Ons het al 'n paar dinge oor Daniël vir mekaar gesê. En nou vind ons, soos Job, in Job hoofstuk 1, genoem word 'n man, vroom en opreg, 'n man wat God by die Satan mee oor kon praat. So vind ons Abraham, wat 'n vriend van God genoem word in Jakobus 2 vers 23. So vind ons Dawid, wat in Handelinge 13 vers 22 'n man na aan die hart van God genoem word. So vind ons Daniël nou, in Daniël hoofstuk 9 vers 23 word hy 'n geliefde man genoem. Is dit nie 'n aansporing vir u en vir my om heilig te lewe nie? Is dit nie 'n motivering om te sê dat in die hemelruim weet die engele nie net van elke siel wat hulle tot God bekeer nie, maar die engele dra selfs ook kennis van diegene wat in 'n heilige lewenswandel voor God leef. Dat hulle geliefde manne, vriende van God, 'n man na die hart van God genoem kan word. Dis 'n groot aansporing vir heiligmaking om te dink dat ons so naby aan God kan wandel. Daniël, 'n gewone mens, word 'n geliefde man van God genoem. Maar nou kom die engel Gabriël en hy maak bekend, na daardie 70 jaar wat Daniël ontdek het, kom Gabriël en hy maak nou bekend dat 70 7-talle oor Israel uitgeroep is. En die vraag is, waarom is daar hierdie 70 7-talle, waarby ons nou sal stil staan, oor Israel uitgeroep? Vers 24, wat ons gelees het, gee die antwoord. Vers 24 noem 6 verskillende dinge. En as u nou daar lees, sal u nou verskillende dinge daar sien wat genoem word. Maar die uiteinde daarvan is dat God 'n plan het. Let op die konteks. Daniël het sy sonde en die sonde van sy volk bely. Gabriël kom en praat oor die volk en die stad Jerusalem. En nou hier binne in hierdie konteks word daar sekere dinge gegee wat in vervulling moet gaan. Daar is versoening wat moet plaasvind. Die profeet se woord moet beseël word. Daar is 6 dinge wat in vers 24 genoem word. En dit alles werk saam oor die volk Israel om vir ons te leer dat God sy plan met Israel sal bereik. Die plan wat hy uiteindelik sal bereik,
Soos Romeine 11 vers 26 ons leer dat God stel in die redding van sy volk belang. Dat hy die plan met Israel nie laat vaar het nie, maar dat hy hulle sal laat herleef, dat aan die einde van die dae daar 'n nasionale bekering sal plaasvind, wanneer Israel hulle Messias sal aanvaar. Daarom hierdie 6 dinge wat genoem word, dat dit alles waar sal word oor Israel. Daarom kan ek byvoorbeeld nooit in die vervangingsteologie glo nie. Diegene wat glo dat die kerk het Israel vervang en Israel het nou geen eskatologiese doel meer nie. Israel is verstoot permanent. Nee vriende, ons kan dit nooit glo nie. God het nog 'n plan met Israel. En dit alles sal opwerk tot die koms van die Messias en sy vrederyk. Daarom profeteer Jeremia wat hand aan hand loop met die boek Daniël in Jeremia 30 vers 22. Dit praat van hierdie toekomstige herstel, hierdie versoening, hierdie bymekaar wees, hierdie vrederyk, en ek sal vir my en julle sal vir my 'n volk wees en ek sal vir julle 'n God wees. God stel belang. En die doel van hierdie 70 7-talle is om Israel tot bekering te bring. 70 7-talle. Nou ja, dit maak vir 'n groot erge wiskunde som. Daar is geleerdes wat baie wiskunde somme doen, kundiges oor die jare wat berekeninge doen en lank verduidelikings en argumente. En uiteindelik is dit doeteenvoudig 'n maalsom wat gemaak moet word wanneer daar gepraat word van weke, dan verwys dit na jaarweke, 7 'n eenheid, 'n volmaaktheid, 7 verwys na die volmaakte eenheid soos van 'n week, en dan uiteindelik is dit doeteenvoudig 7 maal 70. Daar is 490 jaar oor Israel uitgeroep. God gaan binne 490 jaar sy plan met Israel bereik. Dis wat die engel Gabriël hier aan Daniël sê. Maar wat vir ons belangrik is vanaand is om in te sien dat hierdie 490 jaar in 3 groepe opgedeel word. Ons lees hier van 7 7-talle, 62 7-talle en 1 week wat verwys na 1 7-tal. 3 groepe, 49 jaar, 434 jaar en 7 jaar. En binne in hierdie 3 groepe, hierdie 3 periodes, sal God sy doel met Israel bereik. So in die eerste plek, as ons kyk na die 7 7-talle, die eerste 49 jaar, dan lees ons hier in die boek Daniël dat dit begin wanneer die woord uitgaan dat Jerusalem herstel en opgebou moet word. Pleine en slote het ons gelees dat dit weer opgerig moet word. Ek weet u ken koning Kores. Dis die man wat Daniël sy laaste jaar voor diens gedoen het. Ons lees dit in Daniël 1 vers 21, voordat Daniël op pensioen gegaan het. Hy was die laaste jaar by die koning Kores. En koning Kores word in die woord van die Here ook 'n knegt van die Here genoem. Hy het uiteindelik goedgunstig opdrag en bevel gegee dat Israel kan terugkeer na die beloofde land, sodat die tempel en die offers en die heerlikheid daarvan weer herstel kan word. Ons lees daarvan in 2 Kronieke 36 vers 23. So sê Kores, die koning van Persië: al die koninkryk van die aarde het die Here, die God van die hemel, aan my gegee. En hy het my opgedra om vir hom 'n huis te bou in Jerusalem wat in Juda is. Enige een onder julle
wat aan sy volk behoort, mag die Here sy God met hom wees en laat hom optrek. Twee dinge wat hier pertinent gesê word in die bevel van Kores, dat die Here in sy hart gewerk het dat die tempel herbou moet word. En tweedens, dat Israel en die Israeliete, die Jode, kan terugtrek na die beloofde land toe. Daarom, as ons byvoorbeeld Esdra 1 vers 7 en 8 bestudeer, dan sien ons Kores het al die voorwerpe van die tempel terug uitgelewer aan die Israeliete. Daardie voorwerpe wat Nebukadnesar in ballingskap laat wegneem het, daardie voorwerpe wat Belsasar ontheilig het, daardie voorwerpe het Kores teruggegee en met die bevel dat die tempel weer herbou moet word en dat die volk Israel weer kan terugkeer. So het hulle uiteindelik die tempel weer opgebou onder die bevel van Kores. En ek het gaan moeite doen om te gaan kyk. Wat skryf die historiese? Vergeet nou vir 'n oomblik wat sou die teoloog daarvan sê. Maar wat sê mense wat nou nie noodwendig 'n verbintenis met die Bybel het, maar wat suiwer uit die geskiedkundige agtergrond na hierdie dinge kyk? Ons moet nou onthou, Salomo het aanvanklik die tempel gebou en die Babiloniërs het dit afgebreek in 586 voor Christus. Ja, Daniël, hulle is al hier by 606, 604 weggevoer, maar onthou die wegvoering het in fases plaasgevind. En uiteindelik is die tempel verwoes, skryf die historiese die geskiedenis in 586 voor Christus. Is hierdie tempel verwoes. Maar wanneer het hulle hierdie tweede tempel, alhoewel Kores die opdrag gegee het, wanneer is hierdie tempel uiteindelik herstel, volgens die geskiedenis? In 516 voor Christus. Nou wat is die verskil tussen 586 en 516? 70 jaar. Presies die Sabbate wat Israel moes terugbetaal. Vir 70 jaar het die tempel in puin gelê. En selfs die historiese sê vir ons, in 70 jaar was daar geen tempel nie. Maar in 516 voor Christus was daar weer 'n tempel in Jerusalem vir 70 jaar. Dit bevestig presies en pragtig wat Jeremia geprofeteer het in Jeremia 25 en 29 en wat Daniël ontdek het vir 70 jaar. Sal hulle Sabbate terugbetaal. Kores het die opdrag gegee dat die tempel herstel moet word. Maar dis nie die bevel waarna ons moet kyk vanaand nie. Want die opdrag of die bevel waarvan Gabriël gepraat het hier, het te doen met die stad Jerusalem. En die heropbou van Jerusalem. Ja, die tempel is in Jerusalem. Ja, daar het nou al mense terugbeweeg. Maar daar sou 'n spesifieke bevel uitgaan dat Jerusalem moes opgebou word in pleine en slote. En die King James vertaal hierdie woorde met mure en strate. Dit moet heropgebou word. Daar is 'n man in die Bybel waarvan ons lees, wat voor die koning gestaan het, en toe hy verneem van die ellende, dat die mure in Jerusalem nog stikkend lê, het hy daelang getreur en geween, en in gebed en vas deurgebring. Hierdie man was die skinker van die koning, en hy het uiteindelik 'n bevelskrif gekry, om Jerusalem se mure te herbou. Hulle die vispoort en die aspoort en die oospoort en al die poorte weer opgebou. Hierdie man is niemand anders as Nehemia. In 445 voor Christus het Nehemia in Nehemia 2 vers 8 die bevelskrif in die hand gekry. Gaan lees maar gerus Nehemia 2 vers 8. Nadat Nehemia bedroef voor die Here voor Artasasta gestaan het, het Artasasta hom gevra, maar wat is fout?
En het Nehemia sy hart aan hom geopenbaar nadat hy in gebed was en Artasasta, die koning, het aan hom 'n brief gegee dat daar 'n bevel is vir al as hy oor die Eufratrivier sou trek, dat hulle hom nie daar sou keer nie. Want wat nou gebeur het, as daar 'n muur weer opgerig word, 'n stad opgebou het, dan het die goewerneurs dit weer kom platvee. Want niemand mag in opstand kom teen die koning nie. Maar nou het hy 'n bevelskrif van die koning dat Jerusalem heropgebou kan word. In hierdie tyd, in hierdie eerste 7 talle van 445 voor Christus, in hierdie eerste 49 jaar, is die mure herstel, die eerste 7 talle, die strate is herstel, Jerusalem is opgebou en pronk weer as 'n pragtige stad. Gabriël het aan Daniël gesê, ongeveer 70-80 jaar voordat dit uiteindelik plaasgevind het, dat dit net so sal gebeur. Daar sal 'n bevel uitgaan dat Jerusalem opgebou moet word. En dis hierdie eerste 49 jaar, die opbouing van Jerusalem. God gaan sy plan weer bereik. En dan lees ons van die 62 7 talle. Wat nou baie interessant is van hierdie 62 7 talle, is dat dit 434 jaar is, en dat aan die einde van hierdie tyd, let op wat ons gelees het, sal 'n gesalfde uitgeroei word, maar niks vir homself nie. Jy weet, dit verbaas my, as ons die woord van die Here bestudeer, en duidelik sien, hoe die Bybel selfs die tyd, die datum gee, wanneer die gesalfde sal kom. Dit verbaas my dat daar Jode is, Israeliete is, wat nog steeds so verblind is, om nie Jesus raak te sien as hulle Messias nie. Die woord gesalfde is in Hebreëus die woord Messias. Die woord Messias in Grieks is die woord Christus. Hier staan in die Hebreëse taal, want onthou, Daniël skryf ons nou weer in Hebreëus. Ek het dit by vorige geleentheid vir u gesê, van Daniël hoofstuk 8 af, skryf hy weer in Hebreëus, nadat hy in Aramees geskryf het. Hier staan letterlik in die Hebreëus, tot op die Messias. En aan die einde van hierdie 62 7 talle, aan die einde van hierdie 434 jaar, sal die Messias uitgeroei word, sal hy doodgemaak word. Dit wat Jesaja van skryf in Jesaja 53, Daniël het geprofeteer daaroor, toe hy deur die engel Gabriël verneem het, dat die Messias vermoor sal word, gekruisig sal word, uitgeroei sal word. Hoe is dit dat mense hom nog mis? Doen die somme, my vriende. Gaan kyk na daardie, kom ons praat nou van die 69 weke, die 7 plus die 62, want na daardie 49 jaar, plus nou die 434 jaar, as jy daardie som gaan doen, en jy neem in ag, jy vat profetiese jare, wat 360 dae is, en jy doen nou die som van die 70 7 talle, dan sien jy, dat dit eindig op 30 na Christus. Presies die tyd wanneer hulle beweer, die historici beweer, dat 30 na Christus was die tyd toe Jesus aan die kruis gesterf het. Wat meer wil die mense sien, om in te sien en te verstaan, dat die Messias, Jesus Christus is, in 30 na Christus, word deur Jesus aan die vloekhout op Golgotha gekruisig. Hy word uitgeroei en niks vir hom nie. Hy het nie gekom om as koning op die troon van Dawid daar te kom sit nie, niks vir hom nie. Hy het nie gekom om toegejuig te word en eer aangegee te word nie, niks vir hom nie. Hy het as 'n diensknegt gekom, niks vir hom nie. Daniël het dit raak gesien, en Jesus sterf aan die kruis, presies soos hierdie 70 7 talle aan ons verduidelik word, die 69 7 talle, die 7 plus die 62, aan die einde daarvan.
Maar nou, dit is interessant om te sien dat die gedeelte wat ons gelees het, beskryf selfs vir ons die verwoesting van die heiligdom. Weer 'n keer die verwoesting. Ons het gelees in vers 26, en na die 62 sewetalle sal 'n gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir hom, en die volk van 'n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes. Hierdie bevel is gegee dat Jerusalem opgebou moet word. Maar nou, aan die einde van hierdie periode, sal die stad en die heiligdom weer verwoes word. En ons weet, aan die einde van hierdie periode is die Here Jesus Christus gekruisig, en nou praat hy van die volk wat daarna, die tempel, na hierdie tydperk, na die 69 weke, Jerusalem sal verwoes. En ons weet dit het net so gebeur. Die Here Jesus het ook daaroor geprofeteer in Lukas hoofstuk 21, dat geen klip op die ander gelaat sal word nie. Daarom het die Here Jesus gesê, toe die vrouens oor hom geween het, ween oor julle self. Toe hulle gesê het, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Dit het net so gebeur, want 70 na Christus, toe hierdie volk, waarvan ons nou hier gelees het, 'n volk wat sal kom, waaruit daar later 'n vors sal kom, ons sal nou daarby stil staan. Hierdie volk het gekom, en in 70 na Christus het die Romeinse ryk Jerusalem verwoes. Wie is hierdie volk? Dis die eysterbene van Daniël hoofstuk 2. Dit is die draak van Daniël hoofstuk 7. Daar het hierdie Romeinse ryk gekom en uiteindelik verwoesting gesaai oor Jerusalem. 3 rye kruise reg rondom Jerusalem. 1 miljoen wat hulle lewe verloor het, toe Titus, die Romeinse generaal, wat later die keiser oor Rome geword het, toe hulle Jerusalem verwoes het. Daniël voorspel dit, profeteer dit eerder al hier in Daniël 9 vers 26, dat die stad weer verwoes sal word en die heiligdom verwoes sal word. En dit het net so gebeur. Maar nou is daar iets wat baie belangrik is om raak te sien, voordat ons by die laaste 7-tal kom. Ons praat in eskatologie van die bergtoppe van profeseë. Hier staan die profeet in die Ou Testament, en hy sien die bergtoppe. Hy sien hierdie eerste 49 jaar, hy sien die 62 7-talle, hy sien ook aan die einde daarvan, sien hy 'n 7 jaar, 'n 1 week. Maar tussen hierdie, noem ons die vallei, en daarin is 'n verborgenheid. Tussen die 69ste week en die laaste week, wat ons ook die 70ste week van Daniël noem, is daar 'n vallei, wat die profete nie raak gesien het nie. Dit was 'n verborgenheid. Dit was so 'n verborgenheid, dat selfs die disippels, toe die Here Jesus opgeneem is, gevra het, gaan u in hierdie dae die koninkryk van Israel weer oprig? Waarop die antwoord gekom het, dat hulle in Jerusalem moet wag, en hulle sal die Here se getuies wees, sy Handelinge 1 vers 8, tot aan die uiterste van die wêreld. Daarin was 'n verborgenheid. Hulle het nie die kerk raak gesien nie. Volgens hulle moes hierdie periode op mekaar gevolg het, maar hierdie verborgenheid van die kerk is toe geopenbaar. Paulus praat daarvan as 'n misterie, dat die Here Jesus ook onder die heidene verkondig is. 'n Misterie, 'n verborgenheid wat die profete nie raak gesien het nie. Daarom, as ons nou oor hierdie vallei kyk, dan sien ons die 70ste week van Daniël raak. Die 1 7-tal wat nog voor lê. Dis iets wat in die toekoms lê. Dis iets wat na die kerk dispensasie sal wees. Dis iets wat sal gebeur wanneer die teehouer uit die weg geruim is. Dis iets wat sal gebeur nadat die Here Jesus sy kinders van die aarde afkom haal het. Lê daar nog 'n eskatologiese plan
vir Israel voor. Dit waarvan gespreek is in Romeine hoofstuk 11, die plan wat God het. Dit word uiteindelik volvoer in Openbaring 6 tot hoofstuk 18, wanneer God in 'n periode van 7 jaar, 1 week soos Daniël dit hier noem, die 70ste week van Daniël, 1 maal 7, 7 jaar van groot verdrukking wat op aarde sal kom. Daniël het dit hier raak gesien in Daniël 9 vers 27 en hy sal 1 week lank. Daar is die tyd wat gegee word. Dit is nou Daniël hoofstuk 2, vanuit hierdie eysterbene het daar 10 tone gekom, gedeeltelik van yster en gedeeltelik van klei. Daar was 'n draak in die boek Daniël en hy het 10 horings op sy kop gehad en daar het 'n ander horing uitgekom en 3 ander horings ontwortel en opgekom. Daar is 'n man in Daniël hoofstuk 8 vers 25 waarvan ons lees met 'n harde aangesig. Dis niemand anders as die Antichrist se regering. Ek herinner u aan Daniël 9 vers 24. Iets wat God met Israel wil bereik. En hy gaan uiteindelik sy plan met Israel bereik in die groot verdrukkingstydperk. Hierdie tydperk is 7 jaar lank. Dit word vir ons reg deur die Bybel geleer, 7 jaar lank. Matteus 24 vers 15, die Here Jesus is aan die woord en hy verwys nou na hierdie teks, Daniël 9 vers 27, wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet. Dit is Matteus 25, 24, eerder vers 15. En dan, wanneer hierdie gruwel van die verwoesting, wanneer hulle hom in die tempel sien staan, wat impliseer dat daar weer 'n derde tempel sal wees. Wanneer hulle hom daar sien staan, sê vers 21 van Matteus 24, dan sal daar groot verdrukking wees. Soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en nooit sal wees nie. Let op dat die Here Jesus hierdie 70ste week van Daniël, hierdie laaste 7 jaar in die toekoms stel. 'n toekomstige toren wat sal kom. Dit word dus in Daniël 9 vers 27 na verwys as die 70ste week van Daniël. Joël 2 vers 1 praat hiervan as die dag van die Here. Openbaring 6 vers 17 praat van die groot dag van sy toren. Jeremia 30 vers 7 praat van die tyd van benoudheid vir Jakob. 1 Tessalonisense 1 vers 10 praat van die toekomstige toren. Die uur van beproewing wat oor die wêreld sal kom, sê Openbaring 3 vers 10. Die groot verdrukking, Matteus 24 vers 21, want kyk die dag kom en dit brand soos 'n oond, sê Maleagi 4 vers 1. 'n Tydperk van 7 jaar, hierdie laaste week, hierdie laaste 7 jaar, wat oor die volk Israel sal kom, om in hulle bekering te werk. Om verdrukking toe te pas, sodat hulle oë sal ophef na God toe, en hulle tot hom bekeer. 'n Plan wat God met Israel het. Ons sien dat daar 'n verbond gesluit gaan word met hulle. Ons het hier gelees, en hy sal 1 week lank 'n baie sterk verbond sluit. Dis hierdie vors, wat uit hierdie volk uitkom, wat die tempel nou verwoes het in 70 na Christus, sê vers 26, daar uit daai volk sal daar 'n vors kom. En hierdie vors in die 70ste week, in daai laaste week, sal hy 'n verbond sluit. Hy gaan hierdie wêreld vrede bewerk. Hy gaan 'n wêrelddiktator en leier wees, en dis waarvan Openbaring hoofstuk 6 praat, en ek het gesien in vers 2, en kyk, daar was 'n wit perd. En hy wat daarop sit, het 'n boog, en aan hom is 'n kroon gegee, en hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar om te oorwin. Hierdie is 'n beskrywing van hierdie verbond,
waarvan Daniël 9 vers 27 praat, hierdie ruiter op die wit perd, hierdie vredesverbond, hierdie vredemaker wat sal kom om vrede te bring oor die wêreld. Daniël het dit vooraf gesien en hy gaan 'n verbond met Israel sluit. Dit gaan een of ander verbond in die Midde-Ooste wees wat vrede daar gaan bewerk. Maar, sê Daniël 9 vers 27 'n volgende ding, dat in die helfte van hierdie week, dit praat van 3,5 jaar, en gedurende die helfte van die week sal hy, dit is hierdie vors, slagoffer en spysoffer laat ophou, en op die vleuel van gruwel sal daar 'n verwoester wees, in die helfte van hierdie 7 jaar. Gaan kyk nou gerus na Daniël 7 vers 25, Openbaring 12 vers 14 praat van 'n tyd, tye en 'n halwe tyd. 'n Tyd is 1, tye is 2 en 'n halwe tyd is 'n halwe tyd. Dit saam 3,5. Openbaring 12 vers 6 sê 1260 dae lank, dis 3,5 jaar. In die helfte van hierdie verdrukkingstydperk gaan die anti-kris van kleur verander, van 'n wit perd na 'n vuurrooi perd, en dan val en na 'n swart perd, wat dood en ransonering bring, wat geweld oor die aarde sal bring, verskriklike verwoesting. Wanneer hulle dan sê, vrede en veiligheid, dan sal 'n skielike verderf hulle oorval, soos die barensnote swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Verwoesting, vasbeslote verwoesting. Dan moet die wat in Judea is na die berge vlug. Dit word oor Israel geprofeteer. Dan sal die anti-kris sy aangesig na Israel toe draai, want wanneer hy daar in die tempel sal voorgee dat hy God is, soos 2 Tessalonisense 2 vers 3 ons leer, wanneer hy daar gaan voorgee dat hy God is, dan gaan Israel se oë oop. Dan gaan hulle sien, maar hy is nie hulle Messias nie. Dan gaan hulle hom verwerp, hulle gaan die anti-kris eers aanvaar, en dan gaan hulle hom verwerp, want onthou wat het Jesus gesê in Johannes 5 vers 43, ek kom in die naam van my Vader, en julle neem my woord nie aan nie, maar 'n ander een sal in sy eie naam kom, hom sal julle aanneem. Hulle gaan die anti-kris aanvaar, as hulle Messias, as hulle redder, as hulle verlosser. Hy het hierdie vredesverbond gebring, hy het vrede gebring, maar dan sal 'n skielike verderf oor hulle kom, want die anti-kris gaan van kleur en geur verander, en hulle gaan hom dan verwerp, maar dan gaan hy alles in sy vermoë doen, om Israel van die aardbodem af te vee. Uiteindelik sal hy sy weermagte bymekaar kry by die slag van Armageddon, die berg van ontmoeting, en daar sal dan iets gebeur. Daar, as die weermagte van die wêreld bymekaar is in die toekoms, aan die einde van hierdie 70ste week, in hierdie 7 jaar tydperk wat Daniël al van gepraat het, aan die einde daarvan, as die weermagte gereed is, sê Johannes in Openbaring 19 vers 11, kyk, ek het die hemel geopend gesien. En dan kom daar 'n ruiter op 'n wit perd, en uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan. Die koning kom. Die koning gaan sy volk Israel verlos van vernietiging. Daar sal 'n verwoester kom. 2 Tessalonisense 2 vers 3 noem hom die mens van sonde, die seun van verderf. Vers 4 sê die teestander. Vers 8 sê van 2 Tessalonisense 2 die ongeregtige. Daniël 9 vers 27 noem hom die verwoester. Die anti-kris sal kom, maar daardie dag sal die Here Jesus kom om die anti-kris te vernietig. En uiteindelik Israel te verlos. Om te beseël wat die profete gesê het. Dan sal hulle vir hom 'n volk wees, en hy vir hulle 'n God. My vriende, ons leer hier, dat God sy plan met Israel sal bereik.
sy profetiese plan wat hy met hulle gehad het, dit sal haarfyn uitgevoer word. Die eerste 7 talle, 49 jaar van opbou en herstel. Dan sal daar 'n periode aanbreek, 'n tydperk, en aan die einde van daardie tydperk sal die gesalfde uitgeroei word. En dan oor die kloof van die profeseë, die vallei van die kerk, aan die einde daarvan sal die 70ste week aanbreek. 7, 62 en dan uiteindelik die 7de week, die 70ste week, en aan die einde daarvan sal die Here Jesus kom. Ja, dit het swaar betrekking, soos Gabriël dit hier sê, dit gaan oor die volk Israel en oor Jerusalem, maar dit hou ook vir ons 'n boodskap in. Dit hou vir ons iets in as kerk, dat ons moet evangeliseer, dat ons die boodskap van Jesus Christus moet uitdra, want binnekort gaan die basuin blaas en ons gaan weggeneem word, in wolke weggevoer word. En dan gaan hierdie verwoesting op aarde wees, uiteindelik dat God sy plan met Israel moet bereik. Die vraag word in Jesaja 21 vers 11 gevra: Wagter, hoe ver is dit in die nag? Waar staan ons op die horlosie van God? En dan kom die antwoord in 1 Johannes 2 vers 18, my kinders, dit is die laaste uur. En soos julle gehoor het, die Antichrist kom. Daar sal 'n verwoester binnekort sy verskyning op die wêreldtoneel maak. 'n Vredevors, 'n wêreldleier. Vanoggend wys oom Sol Jacobs vir my in die koerant, nou in hierdie week, van 'n artikel wat sê, een wêreldregering die enigste antwoord. Hierdie dinge is op ons, my vriende. 'n wêreldleier wat sal kom, 'n verwoester op die vleuels van die gruwels. En mag dit wees dat ons gereed gevind word om hierdie dinge, hierdie toekomstige toren te ontvlug. As jy die Here Jesus Christus nog nie ken nie, en jy het hom nog nie aangeneem as jou verlosser en saligmaker nie, dan is die geleentheid daar. Die geleentheid is nou. Nou is die wel aangename tyd. Kyk, nou is die dag van heil. Die geleentheid om Jesus te vind. Die profeseë is hier onder ons neus, besig om in vervulling te gaan. Dit wat die engel Gabriël jare van tevore gesê het vir Daniël, dit is hier onder ons. En daar's nog kans vir mense om hulle tot God te bekeer, om vir die Here te sê, Here, hier is ek, red ook my. Ek wil gereed wees as u kinders kom haal. Wil jy nie daar waar jy is vir die Here sê, Here, red ook my siel. Ek bekeer my tot u. Ek bekeer my en ek glo in u, Here Jesus, om vir u vir die res van my dae te lewe, oorgegee aan Christus. Mag die Here ons genade gee. Amen. In weelde en ongeluk, altyd sal ek die Here prys, altyd vir hom my lof laat reis, en voorspoed en in druk, sal die Here skenk, tot rondom kragtig gaan gespoor, sagmoedige sal dit hoor, en aantree op my wenk. Die is die hart naby, wat gans verbroken is.